Hallo, welkom by hierdie video. My naam is Dani Matthee en vandag wil ek begin om vir al my subscribers te sê baie dankie. Ek het uiteindelik by die 1000 uitgekom. Ja, verlede week het ek die 1000 oorgesteek en staan nou op 1015. Baie dankie as jy al gesubscribe het. As jy nog nie het nie, maak gerus so, druk daai subscribe button. Ek dink hy's reg hier onder in die hoekie en subscribe tot die kanaal en dan kan jy hoor en weet wanneer ek weer nuwe video's uitbring wat minstens een keer 'n week is. Vandag gesels ek oor motivering. Het jy dalk motivering nodig? Maar voordat ek daarby kom, mense het gewonder oor my nuwe agtergrond. Ja, waar shoot ek my video's, want dit lyk skielik anderster as wat dit gelyk het eerste paar maande van die jaar. Nou ja, ek skiet dit op green screen, so dis baie maklik om te verander, net met 'n klik van 'n vinger. Daar gaan ons. Of hou jy meer van hierdie ene? Of dalk buite? Of wat van hier? Hierdie is 'n mooi uitsig. Daar's hy. Okay, genoeg van 'n rondspeel met 'n green screen. Kom ons kom by vandag se onderwerp. Het jy motivering nodig? Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel wat jou nie net sal motiveer nie, maar as jy die beginsel daar agter ter harte neem en dit toepas en uitleef in jou lewe, dan kan dit jou lewe verander. Dis die storie van 'n jong man. Hy was 17 jaar oud gewees. Hy was deel van 'n groot gesin, hy het 'n hele klompie broers gehad en hy was sy pa se witbroodjie, sy pa se gunsteling. Maar ongelukkig as gevolg daarvan het sy broers nie baie van hom gehou nie. En om dinge te vererger het hy gaan stories aandra oor sy broers by sy pa. As hulle iets verkeerd gedoen het, het sy pa daarvan geweet want hy het vir sy pa daarvan gesê. En hy was ook 'n dromer gewees. Hy het onder andere gedroom dat hy die president gaan word en dat sy broers sy onderdane gaan wees. En toe hy dit vir hulle vertel, toe het hulle nog minder van hom gehou. Soveel so dat hulle beplan het om hom uit die weg te ruim. Ja, kan jy glo, hulle wou hom doodmaak. Maar een van die broers het kop gehou en gesê, nee, dit is verkeerd, ons kan hom daarom nou nie doodmaak nie. Kom ons maak geld uit hom uit. Kom ons verkoop hom aan mensenhandelaars. Ons verkoop hom as 'n slaaf. So gesê, so gedaan, hulle het hom verkoop aan mensenhandelaars wat hom oor see geneem het, na 'n vreemde land toe gevat het en hom daar as 'n slaaf verkoop het aan 'n baie belangrike man wat polities gekonnekteer was. En ten spyte dat hierdie jong man wat 17 jaar oud was in 'n vreemde land gesit het, as 'n slaaf gewerk het, was die Here by hom, want God was lief vir hierdie jong man gewees. En sy eienaar het van hom gehou. Maar ongelukkig het sy eienaar se vrou ook van hom gehou en sy eienaar se vrou het probeer om hierdie jong man te verlei. Gelukkig het hy dit nie toegelaat nie en hy het weggehardloop. Maar as gevolg daarvan het die eienaar se vrou allerlei stories by haar man oor hom versprei en die eienaar het hom in die tronk laat gooi. En daar sit hierdie jong man onskuldig in die tronk. Maar God is nog steeds by hom, want God is lief vir hierdie jong man. En na 'n paar jaar beland 2 staatsamptenare van die president van die land saam met hierdie jong man in die tronk. En hierdie jong man help hulle. En wanneer hierdie een man vrygelaat word en hy weer teruggaan na sy ou werk toe, dan sê die jong man vir hom, asseblief onthou my, vertel vir die president dat ek onskuldig in die tronk sit, nou al vir jare, sodat hy iets aan die saak kan doen. Maar natuurlik vergeet hierdie amptenaar van hom. En so kom dit 2 jaar later, wanneer hierdie jong man nou nie meer so jonk is, hy is nou 30 jaar oud, dat die president een aand, een nagmerrie het, 'n vreeslike droom, wat hom ontstel en wat hy nie weet wat dit beteken nie. En dan skielik onthou hierdie amptenaar van hierdie jong man in die tronk en hy vertel vir die president van hom. En 'n lang storie kort, hierdie jong man word uit die tronk gehaal en hy vertel vir die president wat sy droom beteken, maar meer nog, hy gee vir hom ook raad oor hoe hy te werk kan gaan om 'n groot krisis af te weer. En dan stel die president hierdie jong man aan as eerste minister van die land. Wow, wat 'n storie! Hoekom het alles met hierdie man gebeur? Omdat God met hom was en omdat hy God lief gehad het. En dis natuurlik die storie van Josef in die Bybel. Ons lees van hom in Genesis 37 en dan weer 39 en 40. Nee, gaan lees gerus Josef se storie in die Bybel. Dis 'n aangrypende verhaal, 'n verhaal wanneer jy dit lees wat jy wil uitroep. Nee, hoe kan jy toelaat dat so iets met hierdie arme man gebeur? Hy is onskuldig. Maar dan staan hy elke keer, maar God was by Josef. En God was lief vir Josef. En dis die beginsel wat ek vandag met jou wil deel. God is by jou en God is lief vir jou. Miskien is jou lewe op die oomblik vol uitdagings. Miskien sê jy vir my, Dani, uitdagings is 'n te sagte woord. Dis net probleme op probleme. Dit is struikelblokke. My lewe voel soos een groot lang opdrand. Daar's net nie asemskepkans nie. Dan wil ek vir jou sê, moenie moed verloor nie. Word gemotiveer deur hierdie wete. God is by jou en God
is lief vir jou. God kyk nie na jou deur die oë van mense nie. God kyk na jou en hy sien jou potensiaal raak. Die potensiaal wat jy in hom het. Josef se pa Jakob het na sy seun Josef gekyk en 'n geliefde seun gesien. Maar sy broers het na Josef gekyk en 'n groot kop skinderbek dromer gesien. Die handelaars het in Josef 'n slaaf gesien. En Potifar het in Josef 'n harde werker gesien. Potifar se vrou het 'n potensiële minnaar in Josef gesien. En die tronkbewaarder het 'n gevangene gesien. En die twee ouens wat saam met Josef in die tronk was, hulle het in Josef iemand gesien wat hulle dalk kan help. Dalk vir 'n oplossing kan bied. Maar ten spyte van hoe mense na Josef gekyk het, het God in Josef 'n potensiële eerste minister van Egipte gesien. En dit is hoe God ook na ons kyk. Hy kyk na ons en ons sien die potensiaal wat ons het in Jesus Christus. Daarom sê Paulus vir ons in Filippense 4 vers 13, net nadat hy beskryf het dat hy ondervinding het van swaar kry, van selfs honger ly, van oorvloed het. En dan sê hy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek weet hierdie teksvers word baie keer deur sportspanne heeltemal uit verband gebruik, maar God wil vir jou vandag hierdie woorde kom gee. Ek is tot alles, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. En in Romeine 8 vers 28 daar staan, ons weet, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. God het jou lief, daarom sal hy die struikelblokke, die uitdagings, die probleme, die hindernisse in jou lewe gebruik. Selfs dit gebruik, om dit ten goeie te laat meewerk in jou lewe. Dalk sien mense wanneer hulle na jou kyk vandag 'n verloorder, as gevolg van jou omstandighede. Weet dan, God sien nie in jou 'n verloorder nie, God sien jou potensiaal raak, die potensiaal wat jy het in Jesus Christus. Maak nie saak of jy vandag voel, ek is te oud nie. Onthou, God het vir Abraham geroep, en God het vir Abraham gebruik in sy ouderdom. Miskien dink jy, maar ek is te jonk. Onthou dan, God het vir Dawid gebruik. Hy was 'n jong man toe God hom gebruik het om 'n reus Goliat te gaan verslaan. Miskien staar jy vandag blind in jou verlede. Weet dan, God het vir Paulus gebruik. Paulus wat 'n vervolger van God se kerk was. Dalk dink jy, maar jy het nie die regte geslag nie. God het vir Ester gebruik in Persië om koning Ahasveros se hart om te draai. Dalk dink jy vandag, maar ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, maar God het vir Saggeus raak gesien, die kort mannetjie wat in die boom gesit het. Dalk dink jy, ek het te veel tekortkominge. God het vir Moses geroep, vir Moses wat gehakkel het om met Farao, die koning van Egipte, te gaan praat. Dalk dink jy vandag, maar my verlede is teen my. God het vir Rahab, die prostituut, gebruik. En God het vir Maria Magdalena gebruik. Want God kyk nie na ons soos mense na ons kyk nie. God kyk na ons deur die bloed van Jesus Christus. En hy sien ons potensiaal raak. Die potensiaal wat ons het in hom. Daarom wil ek jou vandag bemoedig. As jy bemoediging nodig het, God sien jou raak. God is lief vir jou. Jy moet net op hom vertrou en onthou, hy is naby jou. Hy het jou nie in die steek gelaat nie. Hy sal jou nie alleen laat nie. Ek wil vandag afsluit met 'n soortgelyke storie as Josef se storie, en dis die storie van Torben Sondergaard van die Laaste Reformation. Hy is die afgelope paar jaar in Amerika waar hy aansoek gedoen het om asiel, om 'n burger van die land te word. Maar so 'n paar weke gelede is hy skielik in hegtenis geneem nadat hulle 'n uitreik na Mexiko toe gehad het, en hy's in hegtenis geneem en hy's aangekla van wapensmokkelary en al sulke goeders wat hy nog nooit mee te doen gehad het nie. Hy het evangelisasiewerk gedoen, en toe is hy opgesluit in eensame aanhouding. En terwyl Torben in eensame aanhouding was, het hy begin om die Bybel, teksverse wat hy kon onthou, neer te skryf, sodat hy tyd saam met die Here kon deurbring, sodat hy God se woord nog steeds by hom kon hê. En na 'n paar dae het hulle vir hom 'n Bybel gegee, en toe sê hy, was hy so bly geweest. Hy het elke dag net gespandeer saam met God. Hy het met God gepraat en gebed en hy die woord gelees, hy het hom daarin verdiep. En na omtrent 10 dae van eensame aanhouding in 'n klein sel, is Torben vrygelaat. Nie vrygelaat uit die gevangenis nie, maar vrygelaat en saam met ander gevangenes in 'n sel geplaas. En sê hy, daar te ontdek hoe God selfs hierdie gevangenskap van hom, waar hy onregverdig, onskuldig in 'n tronk sit, gebruik het en dit ten goeie laat meewerk het. En het hy daar ontdek hoekom hy in die gevangenis moes sit. Soos wat Paulus vir Apollos gehelp het, het hy ook Apollos gevind. Iemand wat die Here geken het, wat tot bekering gekom het in die gevangenis, maar wat nie al die kennis gehad het nie.
En so kon Torben begin om hom te disciple, om vir hom die Bybel te leer van doop, te leer van doop met die Heilige Gees, te leer van die evangelie deel, en gebruik God vir Torben, om hierdie Apollos, kom ons noem hom maar Apollos, te seën, want dis wat God doen. God staar hom nie vas in ons omstandighede nie, God sien die potensiaal raak wat ons het in Jesus Christus, want ek en jy is tot alles in staat, deur hom wat vir ons krag gee. En daarmee wil ek jou uitstuur vandag. Ek hoop jy is gemotiveerd. Ek hoop jy is gemotiveerd om daardie probleme, daardie challenges wat jy in jou lewe het, by die horings te pak. Want met God aan jou kant, kan jy dit doen met 'n geruste hart. Mooi dag verder, totsiens, en onthou om te subscribe, en onthou om die video aan te stuur vir iemand wat jy dink dalk 'n bietjie motivering nodig het. Totsiens.